Nou, goeiemôre julle. Yes, hierdie liedjie het my nou teruggevat na my kinderdae toe. Dit was nou lekker om te luister. Yes, like ons het hom baie gesing. Ek weet nie of julle in wie van julle in so hoe sal mens nou dit reg sê? Nee. Wat se tipe kerk is dit wat hierdie liedjies gesing het? want ons was in die kinders het ons die sekte kinders genoem. So ons was in 'n kerk wat nou nie die NG Kerk was, maar ons het hierdie liedjie baie gesing. En ja, dis net so spesiaal om te onthou hoe mense wat bymekaar gekom het, net lekker saam gesing het en ons gaan dit weer vandag doen, so wat 'n voorreg. Sê gou vir iemand langs jou wat jou gunsteling liedjie van jou kinderdae en dan begin ons. Kom aan, julle kan onthou, julle weet. Dit moet jy ten minste terugvat na daai oomblikke toe. Okay, julle, so, ons gaan hierdie sang vir julle sing, You've Already Won. Is 'n beautiful liedjie wat net sê, die oorwinning behoort aan Jesus Christus. There's peace that outlies darkness, hope that's in the blood. There's a future grace that's mine today, that Jesus Christ has won. So I can face tomorrow, 'cause tomorrow's in your hands, and all I need you will provide, just like you've always had. 'Cause I'm fighting the battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. There's mercy in the waiting, manna for today. And when it's gone, I know you're not. You are my hope and stay. And when the sea is raging, your spirit is my help. It will fix my eyes on Jesus Christ. I'll say that it is well. Oh, I'll say that it is well. 'Cause I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. 'Cause I'm fighting a battle you've already won. Goeiemôre. Wat 'n groot voorreg het ons om vanoggend so lekker saam hier by mekaar te kan kom. Ek wil net sê vir die van julle wat braaf genoeg was en kom vra het vir popcorn, ek hoop julle het dit geniet. Die van julle wat nou spyt is, daar is nog 'n bietjie daar agter. So ons sal seker maak dat ons later vir julle, as jy wil hê, 'n klein bietjie gee. Dis lekker om sommer so net ietsie te geniet so in die oggend en die kinders is natuurlik baie opgewonde.
Ons kwartaal skop natuurlik vanoggend af. As jy vanoggend vir die heel eerste keer saam met ons is, die badkamers is as jy uitgaan by die saal en jy draai links aan die einde van die gang sal jy die kleedkamers en die badkamers daar sien. Daar's ook 'n ouerkamer vir ouers met klein babatjies as hulle die diens daar wil volg. Daar is 'n skerm en beeld, selfe ding, beeld en klank vir julle om die diens te volg. Ek wil vanoggend so ietsie ekstra doen, net bysit. Ek wil julle groet met 'n vers wat in Lamentations staan, so klaagliedere, maar die Engels sê dit vir my so mooi, hoofstuk 3 vers 22 en 23 sê, because of the Lord's great love we are not consumed, for his mercies never fail. They are new every morning. En ek dink partykeer het ons dit nodig om te hoor dat die Here se genade en sy liefde is vir ons elke dag vars en nuut. Maak nie saak as jy dalk dink jy het dit uitgeput in die week of in die vakansie wat verby was of die dag wat verby was nie. Dit is nuut en vars daar vir ons elke dag. Wat 'n groot voorreg. Dit is so ongelooflik net om dit sommer te besef. Hartklop skop vandag af met hulle kwartaal. Hulle praat oor God se reddingsspan. Hulle gaan elke Sondag in die kwartaal bietjie na 'n ander tipe van 'n reddingsspan of emergency service kyk en hulle kyk vanoggend so bietjie oor na die polisie. So as jy 'n paar polisie vrae reg het in die kar op pad huis toe, sal dit goed wees. Ons tienerbediening, polslag, dis almal van graad 7 tot en met matriek. Julle kry my in die voorportaal aan die einde van die voorsang. So wanneer Hugo hier bo staan en hy gaan begin preek, dan kan julle met vrymoedigheid opstaan en uitstap. Of uitgedra word as jy op krikke is. Ons sal 'n plan maak met dit. En ons praat hierdie kwartaal bietjie oor real talk. Daar's so baie goed daar buite wat nie net fake nuus is nie, maar nou met AI wat gebeur ook, soos hy kan skryf, hy kan video's maak, jy moet partykeer bietjie hoorie mooi kyk en wat is reg, wat is eerlik, en ons gaan so bietjie daai fakeness en daai voorgee wegvat. En ons gaan moeilike gesprekke hê en oor moeilike topics praat. So ek wil vir jou vra, as jy in die voorsang, of as jy by die huis is in jou stilte tyd, asseblief bid vir ons. Bid vir ons vir die gesprekke wat gebeur in daai groep. Dis lekker informeel, maar die goed wat partykeer daar uitkom, is lewensveranderend en is so belangrik. So dankie dat julle vir polslag en vir hartklop ook bid. Ons kwartaal skop af dan nou natuurlik vanoggend. Ons mannegroep, die dapper manne, hulle gaan voort elke donderdagoggend 5uur hier by die skool nou in die skool se personeelkamer. Kom raak deel van 'n groep mans wat lekker saam kuier, saam journey, mekaar support. Donderdagoggend 5uur, jy kan nog betyds wees vir koffie in die bed by die huis as jou gesin wakker word na 6. Vroue in Harmonie is hierdie week die 15de April by Nicolet se huis. As jy meer inligting nodig het, asseblief gesels met Rita of met enige een van ons wat deel is van die span en ons sal vir jou in die regte rigting kan stuur vir meer inligting. Maar as jy oor enige iets vra het oor Harmonie gemeente, die info toonbank aan die agterkant daar in die voorportaal, dit is jou vriend, jy kan net jou inligting daar gee, jou vrae daar gee en ons sal na jou toe terugkom met dit wat jy dan nou op die ou end nodig het. Volgende Sondag die 19de April is ons baie opgewonde, want dit gaan ons sonneblomdag wees. Ons het sonneblomsaad uitgedeel 'n paar maande terug tydens ons groeireeks in die begin van die jaar en ek hoop julle het die sonneblomsade geplant. En dan volgende Sondag gaan ons die sonneblomme bring en die gaan plek wees vir jou om jou sonneblomme hier op die verhoog te kom sit. En ons gaan sien wat so groei het plaasgevind. En as jy nog nie jou sade geplant het nie, bring maar jou saadjies dat ons maar pak slaag kry. Ek het ook nog 'n paar extras daar by die huis. So ons sien baie uit. Hugo gaan vanoggend die boodskap en die diens vir ons bring met Jesus nog al die pad by jou. En ons sien baie uit vir dit ook. Nou sê, baie dankie, ek is gemaak. Dankie Rassie. Vriende, daar's net so 2 goedjies wat so bietjie anders gebeur vanoggend. En een van hulle is vir my 'n baie moeilike een, want ek nou vandag vir Lisa groet hier van Harmonie se kant af. Ek sal jou nooit groet as 'n vriendin nie. Ek ken haar as Lisa Liversage vir baie jare en haar sissies en almal het so groot rol wat hulle in my eie seun se lewe gespeel het. Ek sal nooit vergeet nie, net hier naby COVID, toe sit ons op Jacobsbaai, ons was baie bevoorreg om te kon gaan en daar doen jy ons eerste Kerssangdiens. So aanlyn, so dis hier in die omgewing van 5 jaar wat Lisa by ons bedien. En Lisa, ek het niks voorberei nie, ek wil net sê uit my hart uit, so dankie vir die gawe, die talent wat jy hier kom deel het. Ek moes my gereeld knyp om te dink, regtig, Lisa is hier saam met ons.
Die Here het vir jou 'n wonderlike stem en vermoë gegee en jy het soveel mense opgerig, Lindy, wat nou die pad vorentoe stap. Sterkte. Ons is baie opgewonde. Lisa, mag die Here jou ryklik seën. Almal weet dit nie, maar sy het elke Sondag nog van Somerset Wes afgery en altyd gereed met die liede en so ingetune met die Heilige Gees as ek voorberei en ek kom en ek hoor op 'n Sondag wat jy voorberei het, dan raak dit my hart so. Mag die Here jou seën op jou pad. Sy werk nou hard by 'n skool daar in die Parel en ons harte is baie seer. Ons groet haar vandag en ons gaan jou nog 'n paar keer teruggenooi net om te kom kuier. Want as ek net hoor hoe dit nou weer vanoggend saam met hierdie strykers en hierdie mense klink, jy het 'n besonderse gawe wat die Here gebruik in jou lewe. Mag die Here jou baie ryklik seën. Hierdie is 'n baie klein gedagtetjie, maar ons wil daarom net ietsie gee om te sê dankie. En ja, asseblief, hulle almal sê speech. Ag julle, ek wil ook net sê baie dankie vir die laaste 5 jaar. Dit was vir my baie spesiaal om elke Sondag hiernatoe te kom. Toe ek net Kaap toe getrek het 5 jaar terug, toe bel Hugo my en toe sê hy, sal ek asseblief hier kom sing? En toe is ek net so bly iemand weet ek sing ewen hier in die Kaap. En dit het regtig vir my as mens baie beteken om hier te kon wees, elke Sondag, Hugo, regtig. Dit het my so geseën en ook die oorgangsfase waarin ek in my lewe was, dink ek hierdie plek het vir my 'n sagte landing gegee in die Kaap. So ek sal vir ewig dankbaar wees vir hierdie tyd wat ek hier saam met julle kon wees. Ja, vir die wat julle nie weet nie, ek het in 2011 'n solo album uitgegee en Hugo was een van die eerste mense wat my gebel het daarna en gesê, kan ek asseblief by Kerk sonder Mure kom optree? Hy was ook die enigste persoon wat vir my gevra het, kan ek kom optree? So ek weet nie wat dit sê nie, maar punt is, ek waardeer vir dit wat jy in my raak gesien het en dit het my gestig en gebou deur alle jare, so dit het ook vir my baie beteken as mens. En dan het ek net gedink, ek wil julle los met hierdie vers. Dit is nou 'n foto van my suster se kind. Met Kolossense 3 vers 12, dit sê, beklee julle met innige meelewing, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En ek wil hierdie vers vanoggend herskryf en sê, harmonie gemeente is beklee met innige meelewing, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. En daarvoor sê ek vir julle baie dankie vir die laaste 5 jaar. Dankie, Lisa. Dankie. Dis jou. Dis myne. Baie dankie, Lisa, ook vir die pragtige woorde. So vanoggend sing ons, wanneer ons sing, sommer net heerlik, spesiaal, en na die tyd gee vir haar 'n stywe druk. Haar man is ook hier, Meinhard, en as ons nou gaan bid, dan sal ons ook die Here se seën op julle pad vorentoe afbid. Vriende, ons het 'n geleentheid om ook nou ons dankbare harte te wys deur ons tiendes, bydraes, offergawe, dit wat jy wil gee vir die werk van die Here. En die emmertjies uit daar verby jou kom, hy het ook SnapScan en Zapper op, as jy op daardie manier dit wil gebruik. Jean en die span, julle kan gereed maak. Baie dankie vir elkeen se bydrae. Meinhard.
Sê baie dankie liewe vriende. Ek het gedog dat ek die prentjie nou net heeltemal maak. Daar's Meinhard nou. In die oomblik toe hy by haar staan, toe druk sy verkeerde noot, het julle gehoor? Jy het nog steeds 'n invloed op haar lewe. Vriende, as jy wil, as jy gemaklik is, kan jy jou hand strek en dan bid ons vir hulle en seën ook op die diens. Hemelse Vader, ek wil graag vanmôre vir Meinhard en vir Lisa aan U opdra. Baie dankie vir die twee pragtige mense. Ek is so bly dat hulle U liefhet. Ek is so bly dat hulle vir U leef. Ek is so bly vir hulle lewe wat skyn en oral waar hulle beweeg daar in Somerset Wes, hulle omgewing, hulle huis, hulle familie in Potchefstroom, dat U hulle seën. Baie dankie Vader dat deur haar lewe sy ander mense help om U te verheerlik, om U koninkryk nader te bring. Vader, mag U ryke seën op hulle pad wees en U deur hulle lewe verheerlik word in Jesus naam. Vader, dankie ook vir die oggend. Dankie vir 'n klomp mense wat by mekaar kom om U naam groot te maak. Ontvang die lof van ons harte en word verheerlik in Jesus naam. Amen. Dankie Lisa, dankie Meinhard dat jy by haar gestaan het. Kom ons staan en dan sing ons heerlik saam. Wil U lof verkondig, Heer, want U het my gered en meer. U het my geroep gehoor en my genees. U het my uit die dood gered, toe dit te laat gelyk het, en U het in goedheid my laat heers oor elke vrees. U het my rouklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek hulde bring, daarom sal ek gister was weer 'n donker dag, maar ek weet môre sal ek lag. U plaas my op 'n hoë berg, U hou my veilig. Ek het benoud U hulp gevra, U het my deur die nag gedra, en U het genade my betoon, o Here heilig. U het my rouklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daar sal ek sing vir U, sal ek nie stil bly nie. My rouklere uitgetrek, my feesklere aangetrek. Daarom sal ek hulde bring, daarom sal ek aanhou sing. Wist ek dat die hoogste Heer my in sal nooit. Eers verloren, maar nou gevind, o hy is lief vir my, o so lief vir my. Wie die seën vry maak, o is waar ek vry. Ek sal kind van God, ja ek vrygekoop uit my skuldput, daar sy genade is.
nog steeds in my sonde skuld, Jesus vir my gestaan. Oh, hy by my gestaan. Wie die sin vry maak, hoe is waarlik vry. Ek sing dit van God, ja, in my vaderhuis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja, ek's gekose, nie verlate. Ek is wie seker, en staan vir my, en nie teen my. Ek is wie seker, ek's gekose, nie verlate. Ek is wie seker, jy staan vir my, en nie teen my. Ek is wie seker, ja, ek is wie seker. Wie die sin vry maak, hoe is waarlik vry. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. In my vaderhuis is 'n plek vir my. Ek's 'n kind van God, ja, ek is. See, on the hill of Calvary, my Savior bled for me. My Jesus set me free. Look at the wounds that give me life, grace flowing from His side. No greater sacrifice. What He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Sing for the freedom He has won. Even death is dead and done. His life has overcome. Speak, say the name above all names, over every broken place. He is risen from the grave. And what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done, what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven, my future is heaven. I praise God for what He's done. Now on a throne of majesty, the Father's will complete.
complete. He reigns in victory. Sing hallelujah to the King. He's worthy to receive all the worship we can bring. Oh, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God. What He's done, what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God. What He's done, last time what He's done, what He's done, what He's done. All the glory and the honor to the Son. My sins are forgiven. My future is heaven. I praise God. What He's done, I praise God. I praise God. What He's done, I praise God for what He's done. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. Oh, there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Oh, I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name
Oh, I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name of Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Sjoe, wat 'n ongelooflike pragtige lied, die wonderlike naam van Jesus. Baie dankie vriende. U kan die sitplek neem. Dankie Lisa, dankie span. Hang net vas. Die jong mense kan dan nou saam gaan. Gaan jy regkom? Moet ek jou kom dra? Ja. Is daarom maar 'n pragtige lied. En my gunsteling gedeelte is wat ek sê, Jesus oor my hele familie. En dan dink ek so aan my geestelike familie ook. Ek kan ook sien, julle het linkerkant toe geskuif, so, ek weet nou nie wat se datums nie, maar het werk dan nou maar op Januarie. Miskien is dit Januarie. Vriende, net voordat ek die woord van die Here vanoggend gaan bedien, so 'n bietjie van 'n verrassing, gaan ons iets besonders vier. Ons gaan nie net die liefde vier nie, ons gaan ook so 'n bietjie uithou vermoë en volharding vier. U sal dit nou beter verstaan. Ons gaan so 'n bietjie God se genade en sy trou oor 40 jaar vier. Kan ek die cue kry asseblief? 1, 2, 3. Julle moes opgestaan het toe die bruid inkom. Maar die handeklap was vir my baie mooi. Vriende, Amelia en Mac is op hierdie dag
40 jaar getroud. En toe hulle aan my versoek, is daar 'n geleentheid dat ons net ons beloftes vir ons geloofsfamilie kan hernie. Toe dink ek eers, dis bietjie weird. Ek het dit nog nie gedoen nie, maar ons doen dit. Want vir meer as 10 jaar is julle getroue lidmate en julle is so pragtig. Die meeste mense ken julle en Mac, dis vir my so mooi dat jy die liefde wil celebrate. Die meeste mans het ek nou maar gehoor, hulle kyk nog steeds graag na hulle trouvideo, maar hulle kyk hom in reverse. Daar was hy in die gang gaan en dan gee jy haar terug vir haar pa. Gaan kyk hom vanmiddag, as jy hom rewind, dan gee jy haar terug vir haar pa. Maar jy kyk jou video's vooruit. So ek is baie, baie trots op jou. Ek het ook nou gereken, as hulle nou vandag hulle 40 jaar vier, ons het pragtige klomp jong mense, maar ek dink ook hier is mense wat, enigiemand wat 40 jaar getroud is, saam met hulle, nou julle kan gou loer, is die gou hande, 50 jaar, 60, Lisa het toch jou hand gaan op, daar 60 jaar getroud, wow, ok, so ons vier 40 jaar, Paulus skryf in Efesiërs 5 vers 25, al die manne en die vroue kan luister, die man moet sy vrou lief hê, Merk, jy moet vir Amelia so lief hê, soos wat Christus die kerk lief het. Dis groot. Ok, almal is nou eers uitgebul deur julle foto's. Dit is hulle 40 jaar gelede. Soos Christus die kerk lief het. Hier is nie 'n lang preek nie. Christus met sy opofferende liefde wat alles gegee het. Hy sê, vat 'n voorbeeld van my. Dis wat die huwelik is. En ek weet dit kom deur stryd en dit kom deur moeilike goed. I know I'm married for what? 36 jaar, ons is naby. Dit gebeur. En donderdagoggend by die manne, dit was so 'n pragtige oggend. 22 manne by mekaar en weet julle wat celebrate ons? Die liefde. Ons het gedeel uit die liefde uit. Die liefde is so pragtig. En terwyl ons saam met Amelia en Mac by die huis kuier en 'n bietjie gesels oor 40 jaar, is daar een goue draaitjie daardeur. God se liefde, God se genade, God se voorsiening, God se sorg, God se leiding, al die pad, met kinders en kleinkinders. Mac en Amelia, sal julle asseblief na mekaar toe draai en mekaar mooi in die oë kyk. Ek gaan vandag weer vir julle vra 40 jaar later. Gee maar, ja wel, hou nog steeds hande vas as julle kan. Dis nog nie jou beurt om te praat nie, hou net vas. As hy. Kyk mekaar in die oë en vandag as ek julle die vraag vra, wil ek nie jy moet antwoord soos 40 jaar gelede met 'n ja nie. Ek wil hê jy moet sê, Mac en Amelia, ja met God se hulp. Nie nou al nie, ek moet eers 'n vraag vra. Ek's bang hy antwoord en dan wil hy nou nog die bruid soen ook. So, Mac, hier kom die vraag, is 'n lang vraag. Jy moet antwoord ja met God se hulp. Mac, neem jy steeds vandag vir Amelia as jou vrou? Sal jy haar steeds lief hê en sal jy haar eer en dien in die goeie en in die minder goeie tye? En sal jy haar lief hê en dra en vir haar sorg, soos wat jy 40 jaar gelede beloof het? Wat is jou antwoord hierop? Kan ons klank op die mic kry asseblief? Tik hom gou bo. Ek dink hy's agteraf. Werner? Soos, kry gou vir ons klank asseblief. Gelukkig is dit nie julle regte eerste troue nie. Dan die videograaf nou gesukkel. Is daar klank? Toets hom nou. Gee hom gou vir my. Ons sal nou daar wees. Het gebeur by die beste. Daar sê, ons het 'n mic. Toets. Mac, wat is jou antwoord hierop? Met God se hulp. Kan hy hande klap kry? Amelia, hierdie vraag is vir jou.
neem jy steeds vir Mac aan jou sy, wie se hand jy nou vasgehou het, en beloof jy om steeds lief te hê, om hom te eer en om te dien in die goeie en die slegte tye. En soos wat jy 40 jaar gelede beloof het, wat is jou antwoord hierop? OK, Werner, watter ene moet ek vir hulle gee? Daai hierdie ene is myne moet nog werk. OK, sê gou weer antwoord gou weer. Hierso, hierdie ene. Waar is ons wedding planner? Ja, met God se hulp. Sy, kan ons vir haar 'n hande klap gee. Vriende, hulle gaan nou as 'n laaste gedeelte van hierdie huweliksbevestiging of hernuwing van hulle beloftes, gaan hulle beloftes aan mekaar ook gee. Kom ons luister met gespitste ore, dis nou jou beurt, Mac. Amelia, voor God en ons geliefdes, wil ek jou bedank vir jou liefde, ondersteuning en getuienis van Jesus se liefde in my lewe. Jy is my vertrooster, my sielsgenoot, my veilige hawe. Ek beloof om jou lief te hê, te respekteer en te versorg, net soos Christus die kerk liefhet. Ek wil met jou 'n lewe van liefde, hoop en dien bou, met Jesus as ons fondament. Jy is die beste ma en ouma vir ons kinders en ek is dankbaar vir jou voorbeeld van liefde en opoffering. Ek beloof om by jou te staan, jou te ondersteun en jou te beskerm in goeie tye en in slegte tye. Ek sal jou altyd lief hê, Amelia. Jy is die liefde van my lewe. Amelia, vir 40 jaar het ek gedink, ek is die hoof van die huis. Toe besef ek is net die assistent. Dit het ek besef, toe ek vir jou onder die bed weggekruip het. Baie dankie. Amelia, dis nou jou beurt om jou hernuwing van die beloftes vir Mac te gee. Die belangrike persoon in my lewe is ons hemelse Vader, wat elke dag in ons behoeftes voorsien. Die persoon daarnaas is jy, my sielsgenoot. Ons is na 40 jaar getroud. Toe ons 40 jaar getroud is, het ek beloof om lief te wees vir jou en na jou te kyk. Ek is inteendeel liewer vir jou as die dag toe ons getroud is. Ons het in hierdie 40 jaar baie ups en downs gehad, maar met ons Vader se hulp altyd aan die kant uitgekom. Jy is my sielsgenoot en ek sal my belofte van 40 jaar nog steeds getrou volg. Ek sal jou lief hê vir die res van ons lewens en ek sal vir jou versorg elke dag tot die dood ons skei. Ek kan nie wag vir die volgende 40 jaar om met jou te deel nie. Baie dankie. Kom staan maar by my, Engel. Dan lyk dit of ons ook weer trou. Vriende, jy kan soos ek jou vroeër genooi het, as jy, ons celebrate vandag die liefde, en is dit nie wonderlik nie, as jy die seëngebed wil saam doen, kan jy uitstrek na hulle. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie vir die pragtige oggend. Dis u liefde, dis u nabyheid
En dis u hulp wat hulle oor 40 jaar gedra het. Vader, mag hierdie nuwe seisoen wat vir hulle voorlê, mag jy hulle seën met gesondheid, vreugde, met vrede oor alles van hulle lewe. We speak the name of Jesus oor alles, oor hulle kinders, oor hulle kleinkinders, oor hulle huis en almal in hulle familie. Mag jy hulle ryklik seën. Wat jy hulle gedra het tot in hierdie dag, mag jy dit verder doen in die wonderlike naam van ons koning Jesus. Amen. Hy wil weet of hy sy moetjie kan soen. You may kiss the bride. Never a dull moment by Harmonie. Vriende, almal is uitgenooi na die onthaal, dis by Napier in McDonald's. En dit is 12 uur. Ek gaan die woord bedien. Terwyl ek hierdie week voorberei, is daar 'n lied wat so die hele tyd in my gedagtes opkom, en weer eens, dis nou 'n redelike antieke enetjie, maar dalk ken jy dit. En sê, gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby, wyl u ander seën Heiland, seën nou ook my. Nee. Onthou jy dit? Hoe dit klink mooi. Ek kon nie aan 'n beter gedeelte dink om vandag te deel op hierdie Sondag, net 'n week na die opstanding van Christus, as die verhaal wat ons nou gaan lees nie. So, ek gaan vir u lees, dis op die skerm, ek lees vir u uit Lukas 24 vanaf die 13de vers, 'n pragtige gedeelte. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam van Emmaus. Jy gaan die storie herken. Dis 12 kilometer van Jerusalem af. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat nou gebeur het. En terwyl hulle so gesels het en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop, maar hulle oë is verhinder om hom te herken. En Jesus, hy vra toe vir hulle, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? En met somber gesigte gaan hulle staan, net daar. En een van hulle, sy naam was Kleopas, hy antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat die afgelope paar dae daar gebeur het nie? Is interessant, hulle praat met Jesus oor Jesus. En hy vra vir hulle, Jesus, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en in daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en hom gekruisig het. En dan die groot uitroep van hulle harte, ons het so gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos het. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat al hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel, want hulle was vanmôre by die graf en hulle kon nie sy liggaam kry nie. En hulle kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het, hy lewe. En sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos wat die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Dis 'n mooi gedeelte, né? Jy moet nou onthou, ons is net 'n week na die opstanding van Jesus. So, toe ek dink aan 'n tema, ek hou altyd van 'n tema want my hart werk so van 'n tema af. Toe noem ek my boodskap vandag, Jesus nog al die pad by jou. Nou, dink gou 'n bietjie mooi oor my tema. Dis eintlik 'n preek op sy eie. Jesus is nog altyd daar. Hy is nog al die pad daar. Hy het jou nie een oomblik alleen gelos nie. Hy is by jou. En ek hoop en ek glo en ek bid in my hart dat die Here jou sal help, dat jy dit vanoggend nie net sal hoor nie, maar dat jy dit sal weet, dat jy dit sal ervaar. Hy's God, Immanuel, en Jesus is nog al die pad by ons. Glo jy dat God vandag met ons kan praat uit sy woord? Enigeen? Ja,
ek sien dit. Kom ons bid daarvoor. Hemelse Vader, sal U vanmôre deur U Gees U woord kom wakker maak in ons harte. Dat ons sal besef U is nog altyd daar. In Jesus naam. Amen. Ek weet nie of dit dalk al met jou gebeur het nie, maar dat as iemand nie op 'n spesifieke plek hoort nie, en jy hom glad nie verwag of haar glad nie daar verwag nie, en dan na die tyd dan hoor jy hy was daar, sy was, maar ons was ook daar. Ek het jou nie gesien nie. En dit gebeur so baie veral as daar in jou hart geen verwagting is dat daardie persoon daar moet wees nie. Nou, as jy nou 'n mooi van hierdie romantiese movies gaan kyk, dan sal hulle nou altyd wys, die ou is daar en die meisie is daar, en daar's net 'n pilaartjie of 'n muurtjie tussen hulle, en hulle sien mekaar nie raak nie, en jy wens tog net, hulle sien mekaar raak, want hulle behoort by mekaar uit te kom. Nou ja, dit gebeur in die movies, maar dit gebeur ook baie keer in ons lewe. En die verhaal van die Emmausgangers vat my eintlik so bietjie na so iets toe. Iemand wat opdaag by 'n plek, maar hy word glad nie daar verwag nie. Nou Lukas, Matteus, Markus, Lukas is die enigste evangelie wat vir ons hierdie storie vertel. Ek hou baie van Lukas van jou ook. Ek hou van Lukas se manier hoe hy oor Christus praat. Al die evangelies praat natuurlik oor Jesus, maar elkeen miskien so deur 'n ander lens vertel hulle ons meer van Jesus. Wat my opgewonde maak oor Lukas, en miskien omdat ek ook 'n emosionele mens is, Lukas hou daarvan om so 'n bietjie te raak aan die emosie van wat Christus gevoel het, wat hy beleef het. Jy sal optel, gaan lees gerus Lukas. Hy vat jou altyd so 'n bietjie na die emosionele kant toe oor wie God is, dat hy God is, maar dat hy ook mens is. Nie 50% God, 50% mens nie. Nee, Christus was 100% God, 100% mens. En Lukas die skrywer wil hê dat ek en jy so 'n bietjie meer voel wat Christus gevoel het. Hy gee vir ons so 'n bietjie emosionele detail deur in sy evangelie. Lukas is die een wat vertel. Hy's die enigste een wat vertel. Toe Jesus sterwend aan die kruis hang, toe sê Christus, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Dis Lukas wat daaroor skryf. Dis Lukas wat vertel, die ander praat ook oor die rowers, maar dis Lukas, net Lukas wat sê, wel die een rower het genade gevind by Christus in die laaste paar oomblikke van sy lewe. Is dit nie wonderlik? En is Lukas wat in sy finale hoofstuk skryf, hy onthou, hy het gesê hy gaan sterf, en dat hy op die 3de dag weer gaan opstaan, en dan 3 groot woorde, en hy het. Dis Lukas wat ons met daardie emosie soontoe vat. Ek het nou nogal net terloops daaraan gedink. Toe Christus aan die kruis sterf, sy gees oorgee aan die Vader, toe sê hy, dit is volbring. Die plan is nou uitgevoer. En is vreemd dat Jesus, Lukas skryf daaroor, dat hy opgestaan het en nie net sommer dadelik nou hemel toe is nie, want dis mos nou volbring. Maar Lukas skryf, hy's nog 40 dae, die ander evangelie skryf ook daaroor, is hy nog hier by ons. In my eie woorde is dit vir my so 'n bietjie dat Jesus rondstap en opstanding kragpartytjies hou. Ek is hier, ek het julle gesê, ek gaan opstaan, maar dis maar net hoe ek dit beleef. Want Jesus gaan en dan vertoon hy hom aan verskillende mense. En met my inleiding het ek gesê, partykeer daag iemand op en dan herken ons nie daai persoon of ons is nie bewus daarvan nie. En dit gebeur met Maria. Maria kom daar by die graf. En hier's 'n man. En sy dink is die tuinier. Totdat Jesus met haar praat. En toe hy met haar praat, toe hoor sy sy stem en sy sê, Rabboni. Die ander een van my gunsteling is die disippels. Hulle weet Jesus is vermoor, Jesus is gekruisig. Ons was sy volgelinge, so ons is waarskynlik volgende. Kom ons verdwyn, kom ons raak weg, en hulle gaan ergens in 'n bovertrek, sluit die deure, maak dit toe. En so deur die mure en deur die deure kom Jesus. Ek wil nou sê walla, maar ek dink Jesus sou sê, walla, hier is ek, vrede vir julle. En Jesus verskyn, hy kom vertoon homself aan die disippels. Jesus toon hom aan mense. Want die opstanding is die bewys dat Jesus doen
wat hy gesê het hy gaan doen. Dis die bewys daarvan. Ons dien 'n God wat sy beloftes nakom. Hy doen, if God said it, you believe it, he will do it. God se beloftes is ja en amen en die opstanding van Jesus Christus uit die dode wat ons vier en wat ons leef en wat deel van ons lewe is die bewys van wat God doen. Selfs die engele het dit gesê, toe die mense daar by die graf kom en sê, die engele vir hulle, hy het opgestaan soos wat hy gesê het hy sou. Dis wie God is. Nou terug by die storie, daar's 'n paar goeders hier in die Lukas vertelling, in Lukas 24 in die verhaal, wat my elke keer net aangryp. En my gebed is dat die Heilige Gees jou ook vanmôre sal help om dit raak te sien. In die eerste plek is dit sommer net 2 random manne. Hulle is nie deel van die hoofstroom nie, hulle is disippels van Jesus, volgelinge van Jesus, maar hulle was nie deel van die 12 nie. As dit nou 'n skoolkonsert was hulle waarskynlik miskien 'n boompie of 'n riet. Hulle was daar, maar hulle het nie hoofrolle gehad nie. En Lukas doen nie eens moeite om al 2 se name te gee nie. Hy sê daar is 2 doodgewone ouens en die een was Kleopas. En nou sit ook nie sommer net 'n naam wat almal het, enige Kleopasse hier vanoggend. Sien, sommer net dis Kleopas en nog 'n ander. Weet jy wat vir my mooi? Jesus, die opgestane Here, besluit ek gaan my aan hulle ook vertoon. Hierdie 2 gewone eenvoudige mense op 'n gewone eenvoudige oggend, op 'n gewone eenvoudige pad. Hulle loop in die verkeerde rigting. Hulle loop weg van die belofte af. Daar waar Jesus opgestaan het en hy leef. Hulle is op pad Emmaus toe. Dis die verkeerde rigting. Dis weg van die belofte af. Maar Jesus besluit, ek gaan my aan hulle toon. Dis vir my so mooi. Hulle was nie eens op soek na hom nie. En toe is hy op soek na hulle. Ek weet die Bybel sê, en dis heeltemal waar en glo dit met jou hele hart, nader tot God en hy sal tot jou nader. Soek God met jou hele hart. Ek het Vrydag daaroor gepreek en jy sal hom vind. Maar weet jy wat vir my so pragtig en ek dank die Here daarvoor vir die dae wat hy hom by my aansluit. Wat hy my kom soek, wat hy jou kom soek. Al loop jy op die verkeerde pad. Al is jy in die verkeerde rigting op pad, is Jesus daar, kom wys hy homself. En ewe skielik, hierdie manne stap nog, hulle is op pad Emmaus toe, die belofte lê daar agter, ons gaan hierdie kant toe, ewe skielik maak Christus sy verskyning, maar hulle herken hom nie, hulle kan nie, hulle skille voor hulle oë, dat dit Jesus was. Nou in my eie dink, het ek nou maar net gewonder, as Christus nou as Messias en opgestane Here voor hulle verskyn het hulle waarskynlik groot geskrik en het hulle waarskynlik in aanbidding voor hom neergeval, want dit is Christus. Maar hier is die groot maar. Ek dink nie hulle sou die ware toestand van hulle hart op daai oomblik vir Christus kon wys. Hulle sou heeltemal terughou en iets anders te gee. Maar Jesus wou graag by die ware toestand van hulle harte uitkom. Hy wou dit hoor. Kan ek gou vir iets sê vanoggend? Christus is altyd gereed om die ware toestand van jou hart aan te hoor. Hy wil. Hy sal opdaag en hy wil luister. So Christus het hierdie omgewing geskep. Ek hou van hierdie stukkie van die verhaal baie. Jesus vra vir hierdie 2 manne, Kleopas en sy vriend, waaroor gesels julle? En dit laat hulle sommer dadelik stop in hulle voetspore. Waaroor praat ons? En dan sê hulle, is u die enigste mens in Jerusalem wat nie weet wat die afgelope naweek gebeur het nie? Miskien ietsie van genigtig, meneer, waar was jy? En dan, Jesus het nie hulle vrae geantwoord nie. Die Bybel sê nie vir ons dit nie. Maar ek het 'n bietjie verbeelding gebruik en dan gedink, as Jesus nou hierdie vraag van hulle sou geantwoord het, miskien het hy ietsie gesê soos, as hulle nou vra, is u die enigste persoon in Jerusalem wat nie weet wat aangaan nie, dan kon Jesus waarskynlik vir hulle gesê,
ek is die een persoon in die hemel en op aarde wat in die fynste detail, in die fynste besonderhede presies weet wat het hier die naweek gebeur en dit het 'n effek op julle. Maar Jesus het dit nie vir hulle gesê nie. En dan vra hulle vir Jesus, so waar was u nou die afgelope paar dae gewees? Kan ek gou waag? Jesus het nie geantwoord nie, maar kan ek gou waag? Miskien as Jesus nou sommer by donderdag begin het. So waar was u nou die afgelope paar dae? Donderdag aand het ek saam met my vriende geëet. 'n Paasete gehad. En dit was intens en dit was wonderlik en nadat ek die Paasete gehad het, is ek in die donker daarna Getsemane op die Olyfberg. Toe ek by die Olyfberg kom, het ek gaan bid. En dit was so intens, want ek het met God die Vader gepraat oor hierdie beker wat ek moet neem. En my sweet het soos bloeddruppels geword en dit was baie moeilik. En ek het opgestaan in die donker en ewe skielik was daar 'n klomp soldate en hulle het swaarde gehad en hulle het stokke gehad en hulle het my gevange geneem nadat 'n vriend van my vir my 'n verraaiers-soen op my wang gegee het. En toe is ek gearresteer, ek's in die stad in en tussen die Jode en die Romeine het hulle beklei wie moet my vat, maar uiteindelik was dit 'n Romeinse persoon wat my daar verhoor en my veroordeel, maar met die laaste woorde dat hy vind eintlik geen fout met my nie, maar hy was 'n politieke man, so hy het vir die mense gegee wat hulle wou gehad het en hulle wou my bloed gehad het en hulle het uitgeroep kruisig hom. Pontius Pilatus. Maar toe is ek uitgelei uit die stad uit na Golgotha waar ek gesterf het. Hulle het my mishandel, hulle het my gemartel, 'n doringkroon op my kop gesit. En ek het aan die kruis gesterf. Voor ek gesterf het, het ek die woorde uitgeroep, dit is volbring en ek het my gees oorgegee aan die Vader. En Josef Arimatea het sy graf vir my gegee vir die naweek, eintlik net geleen. Ek het hom net vir die naweek gebruik. En daar was ek in die graf, die steen is toegerol en ek is af in die doodryk in, ek het die graf, die hel en die dood oorwin. En vanoggend het God in sy heerlikheid gekom, in sy opstandingskrag en my uit die dood uit opgewek. Die engele het die steen weggerol en ek het uitgestap. En waar was julle die naweek? As Jesus die vraag sou antwoord. Maar Jesus het nie. In hulle gesprek met Jesus, en ek het dit probeer uitlig in die gedeelte wat ek gelees het, gebruik hulle hierdie woorde, hulle sê, ons het so gehoop, dat U die een was, wat ons sou red. Vir my sou dit die ideale plek gewees het, wat Jesus nou gesê het, maar hier is ek, dit is ek. Maar hy het nie. Ons het so gehoop. Was jy al daar in jou lewe? Wat jy regtig bietjie van die verwagting van jou geloof en die hoop, jy het so gehoop, dis wat Christus in jou lewe sal doen. Was jy al daar dat jy dit verloor het? Jy kan hoor in die toestand van Kleopas en sy vriend, ons het nie meer 'n verwagting nie, want ons het gehoop dat hy die redder sou wees, ons het gehoop hy is die ene. Want ons het alles gesien. Ons het gesien hoe hy gemartel is. Ons het gesien hoe hy aan die kruis gesterf het, hoe hy dood is, hoe hy uitgeroep het. So ons weet, alle hoop is, ons het so gehoop hy is die ene, maar dit het nie gebeur. En as jy hoor wanneer hulle antwoord, kom jy agter, hulle het in hom geglo, hulle was sy volgelinge, maar hulle het hulle verwagting verloor dat hy sal doen wat hy gesê het. Jesus het geen geheim daarvan gemaak dat hy gaan sterf, maar dat hy gaan opstaan uit die dood uit. Dis die belofte. Ek het dit al baie in my lewe gesien, en dit gebeur veral wanneer ons op 'n pad stap waar daar teleurstelling was. As iets nie uitgewerk het soos wat ons gehoop het. Ons het die belofte, ons weet wat het gebeur, ons het die feite voor ons het die verslag,
Maar iets gebeur, teleurstelling gebeur en ek verloor my verwagting. En ek vergeet dat God die een is wat sê, hy sal doen wat hy beloof het om te doen. En dan word ons baie soos Kleopas en sy vriend wat sê, ek het so gehoop dat die Here in hierdie situasie sal deurkom, maar dit het nie so uitgewerk. Dan is ons baie soos hulle. As ek nou kyk wat in hierdie verhaal gebeur het, hierdie twee manne wat eintlik in die verkeerde rigting stap. Hulle stap weg van die belofte af, hulle is al klaand, hulle is moeg, hulle is depressief, al die hoop wat hulle gehad het, al die verwagting wat hulle gehad het, is nie meer daar nie, en hulle kom nie agter dat God self by hulle is. En dis baie keer wat in ons lewe gebeur. Ons verloor die hoop, ons verloor die verwagting, en ons verloor die wete en die gedagte dat Christus beloof het dat hy altyd saam met ons sal wees. Nou, hierdie stukkie is my weer so baie mooi. So hierdie manne is moeg, hulle is moedeloos, hulle het hulle hoop verloor, hulle deel hierdie harte eerlik en opreg met Christus, en dan hoor gou hoe antwoord Jesus hulle. Kan ek dit vir jou lees? Lukas 24 vers 25 en 26. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge lei en in sy heerlikheid ingaan. Dis nogal 'n vreemde karaktereienskap van Jesus. Hierdie ouens is moeg, moedeloos, depressief, hulle goed het nou nie uitgewerk nie, hulle het so gehoop dat dit hy sal wees, en dan kom hy nie met sagte woorde nie, hy kom eintlik met vermaaning. Hy kom bestraf hulle eintlik so 'n bietjie. Ek moet vir jou die Message vertaling lees. Ek het dit baie geniet. Hy sê, so thick-headed, so slow-hearted. Hardkoppig en stadige harte. Why can't you simply believe all that the prophets said? Dis die Jesus wat baie mense nie van hou nie. Wanneer Jesus kom, wanneer Christus kom, wanneer die woord kom en die waarheid ons so 'n bietjie konfronteer en die waarheid ons so 'n bietjie ongemaklik maak. Here, kan U nie sien dat ek moeg en moedeloos is nie? Here, kan U nie sien dat dinge by my werk nie uitgewerk het nie? Here, kan U nie agterkom dit gaan moeilik in my huwelik nie? Nou sê U vir my dit. Hardkoppig, stadige harte, onverstandige mense wat stadig is om te glo, praat Jesus met hulle twee. Ek sal baie meer bekommerd wees as jy vir my sê in jou eie geloofspad saam met Christus, dat die Here heeltyd vir jou die mooi dingetjies sê, dat hy die heeltyd vir jou aanmoedig en vir jou sê, alles wat jy glo is reg en alles wat jy doen is mooi. Ek sal baie meer bekommerd raak, want as ek die heeltyd daar is, gaan ek nie verander nie, gaan ek nie transformeer nie, gaan ek nie meer word soos Christus wil hê ek moet wees nie. As Christus hulle gelos het, het hulle aanhou glo dat die Christus het gesterf. Sien, maar die vyand kom en hy bly vir ons leuns vertel. Maar die woord moet ons harte kom verander, moet ons kom vernuwe. Christus se poging is om vir hulle die waarheid te gee oor wat werklik gebeur het. Want hier's die probleem in hierdie hele storie. Hulle het 'n verkeerde interpretasie gehad van wat werklik gebeur het. Die prentjie, die beeld wat hulle gehad het van wat hier agter in Jerusalem gebeur het, is nie die volle waarheid, is nie alles nie. Want hulle het verwag dat Christus sou kom om die Romeinse mag en se mag te breek. Hulle het verwag dat Christus sou kom en die Romeine sou oorwin en vir hulle redding sou bring. Maar Christus het gekom om baie meer te oorwin, baie meer redding te bring van graf, hel, sonde en dood. Christus het daarvoor gekom. Maar hulle het 'n verkeerde interpretasie gehad. As hulle dit reg verstaan het, Kleopas en sy vriend, was hulle nou in 'n ander rigting op pad, saam, bly, opgewonde, die Here geprys om geloof vir die groot en wonderlike dinge wat hy gedoen het. Vriende, jy moet gou fyn luister, ek's baie naby aan die einde van hierdie boodskap. Miskien in jou lewe, in jou eie storie, het jy vandag 'n verkeerde prentjie of 'n verkeerde interpretasie
Want jy kyk na jou omstandighede, jy sien dit, jy weet dit het gebeur, jy het die papiere, jy het die dokter se briewe, jy het die verslag, jy weet hoe gaan dit by die werk, jy sien hoe gaan dit in 'n verhouding, jy sien hoe gaan dit in jou huwelik, jy weet al hierdie dinge, die feite lê voor jou. Maar daar's eintlik 'n ander prentjie wat die Here op jou hart wil druk. Van ten spyte van alles wat gebeur, moenie in die verkeerde rigting wegstap van die belofte wat God in jou hart en jou lewe gegee het. Maar onthou dat hy 'n God is wat doen wat hy gesê het hy sal doen. Onthou dat hy groot is en dat niks vir God onmoontlik is. Terug by die verhaal, en hierdie is baie interessant. Hulle kla en hulle is moedeloos oor twee groot sake. As jy die skrif gaan lees, dan sê die skrif daar, hulle praat met Jesus en sê hulle, dis nou al die 3de dag. En daar was mense en vroue by die graf wat sê die graf is leeg. En hulle huil daaroor. Hulle is waaroor juig ons vandag? Ons juig, want is die 3de dag is al verby. Jesus Christus het opgestaan. Die graf is leeg, hy leef. En omdat hy leef, kan ons leef. Kan jy sien wat ek vir julle probeer sê? Hulle huil oor presies dieselfde goed waaroor ons juig. Wat gaan jy nou daarmee maak? Miskien is jy op die oomblik in trane oor jou situasie. Is al die 3de dag, die Here moes die 2de dag geantwoord het. Al die hoop wat ek gehad het is weg, ek weet hy's dood. Iemand was daar en hulle kan getuig, dit gaan nie gebeur nie. Dalk het ons verkeerde prentjie beet. Dalk misinterpreteer ons. Ons juig vandag oor presies dieselfde rede waaroor hulle hartseer was. En dis die probleem met onverstandige, hardkoppige, stadig van begrip, mense wat traag is om te glo. Dis nie wat jy tans deurmaak. Maar dis hoe jy daarna kyk, is wat jy sien, wat jy raak sien. En dalk sê die Here vandag vir jou, jy's eintlik veronderstel om te juig oor wat jy op die oomblik oor huil, want ek het baie groter planne. Ek is God, jou lewe is in my hand. En dan die Bybel sê, Jesus het met hulle begin praat. Dis so 12 kilometer reis, en as jou naam nou nie Gerda Steyn is nie, het hulle omtrent so 2 ure gestap, en Jesus deel die woord, hy begin by Moses en die profete, ek wens ek was daar. Hoe klink 'n 2 ure preek van Jesus oor die hele evangelie? So hier is julle, nou ek het nie daai 2 vrae geantwoord nie, maar kom ek sê vir julle wat gebeur in God se koninkryk. Ek sou graag daai preek wou hoor. En dan daag hulle op in Emmaus, die dorpie waarheen hulle op pad is. En dan Jesus, weer eens, jy ken die verhaal, Jesus maak of hy verder gaan. Totdat hulle hom oortuig, nee, bly, dis nou laat, bly by ons, kom ons eet eers 'n bietjie saam. Net so 'n paar uur gelede, of 'n paar kilometer terug, het Jesus niks daarvan gemaak om in hulle geselskap in te stap, en sommer met hulle te begin praat nie. Hy het nie toestemming gevra nie, hy was net daar. Sien hier karakter, eienskap van Christus. Toe hulle hier kom, toe wag hy vir 'n uitnodiging. Kom in. Kan u dink wat sou gebeur het, dat hierdie 2 manne alles sou mis van die openbaarmaking van wie Christus is, en alles waaroor hulle gehuil het, en alles waaroor hulle gehoop het, wat dit dalk vir hulle die einde van die storie kon wees. Maar hulle doen die regte ding, hulle nooi Christus in. Vriende, ek wil jou graag vanoggend net weer vra, het jy regtig al vir Christus ingenooi? Hy gaan homself nie indring nie. Hy soek dat jy hom innooi, in Openbaring sê hy, nooi my in en ek gaan saam met jou feesmaal. Hulle nooi Christus in, en toe hy die brood breek, is Christus openbaar. Toe sit sy oomblik van, voilà, hier is ek. Maar Jesus het dadelik uit die prentjie verdwyn. En die Bybel sê, hulle harte was brandend, omdat hy die woord met hulle gedeel het. As jy Christus wil ontdek, as jy Christus in jou lewe wil hê, nooi hom in, vra hom om in jou lewe te kom. Hy sal saam met jou 'n feesmaal hou. En weet jy wat gaan jou hart brandend maak? Weet jy wat gaan jou lewe verander, transformeer? Wat gaan vir jou hoop gee? Wat gaan jou dra dag tot dag? God se woord.
Want God se woord sal lewend in jou harte word. Met baie van ons, dankie Lisa, julle kan kom. Met baie van ons gebeur dit. Ons is bewus van die wêreldnuus, ons is bewus van die dieselpryse, van die verslag en wat ons by die hof gehoor het, ons is bewus van wat by die werk aangaan, ons is bewus van die feite van my bankstaat of balansstate, en party van ons is selfs bewus van 'n bietjie aanlyn kerk en 'n bietjie 'n mooi oordeenkingie hier of daar, en ons hoor al hierdie goeters en ons neem dit in en ons het die feite voor ons. Maar ons nooi nie Christus in om homself en sy heerlikheid self aan ons te kom openbaar. Want as ek gaan op die feite wat ek het en die storie wat ek het, is dit dalk heeltemal verkeerde storie. Mag elkeen van ons, vriende, hom innooi, sodat die opgestane Here saam met ons 'n feesmaal kom hou. Ek sluit af met die laaste versie. Weet jy wat doen hierdie twee manne? Jy het dit dalk al gelees. Sit vir ons daar, Lukas 24. Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem teruggegaan. Ek dink nie dit was nou 2 ure nie. Ek dink dit was nou baie meer op Gerda Steyn se pas en hulle het gehardloop en by die ander disippels uitgekom en daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en sê en hulle sê toe vir hulle, die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn en toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Christus se heerlikheid, Christus se woord, sy liefde, sy by ons wees, God Immanuel, wil hom aan jou openbaar. Maar hy wil hê met jou innooi. Hy wil saam met jou feesmaal hou. Vriende, ons gaan 'n wonderlike, pragtige lied. Dit was een van my gunsteling liede, so saam met jou in die viool. Loof heel die skepping, loof die Heer. Kom ons staan en dan sing ons dit heerlik saam. Skepping loof die Heer, vir hy veel stem om hom te eer. Kom en prys hom, halleluja, die aarde op sy vaste baan, die wolke en die silwer maan. Kom en prys hom, halleluja, halleluja, halleluja. Hy is ons God wat alles dra, en niemand ooit om bystand vra. Kom en prys hom, halleluja. Ja, sy krag en droefheid, krag en leer, sal niemand ooit na waarde meer. Kom en loof hom, kom en prys hom, sing halleluja, halleluja, halleluja. Laat alles voor die Skepper buig en hom ootmoedig dank betuig. Ja, kom en prys hom, halleluja. Loof, loof die Vader, Seun en Gees.
en loof hom, kom en prys hom, ons sing halleluja, halleluja, halleluja. Sy krag en droefheid, krag en leer, sal niemand ooit na waarde meet. Kom en loof hom, ja kom en prys hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Vriende, ek gaan nou 'n seënspreek uitspreek. Ek wil net vanoggend nie 'n geleentheid laat verbygaan. As dit voel of jou wêreld uitmekaar val en jy dalk in verkeerde rigting op pad is en jy nodig het om Christus in te nooi, wil ek nie jy moet by daai deur uitgaan. Ek wil hê met jy voorkom sit, enige van die voorste rye, en ons sal saam met jou bid. So die uitnodiging is oop. Mag ons God en wonderlike hemelse Vader, wat ons so lief het, sy seun vir ons gegee het, mag hy deur die Heilige Gees wat in jou woon, by jou is, saam met jou is, u lei, en mag u lewe Christus verheerlik, in Jesus naam. U gaan in vrede. Amen. I'm fighting a battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting a battle you've already won. There's mercy in the waiting, manna for today. And when it's gone, I know you're not. You are my hope and stay. And when the sea is raging, your spirit is my help. I'll fix my eyes on Jesus Christ. I'll say that it is well. Oh, I'll say that it is well. So fighting the battle you've already won. No matter what comes my way, I will overcome. Don't know what you're doing, but I know what you've done. I'm fighting the battle you've already won. Okay, julle.